Geliefdes, as u die Bybels hier het, dan u blaai na Openbaring hoofstuk 10. Openbaring hoofstuk 10. Ons gaan al 11 verse daar saam lees en dan tot vanmôre. Voordat ons saam gaan lees uit die woord van die Here, gaan ek vra dat ons die hoofde buig en bid ons weer saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, uit onsself en deur onsself en tot onsself is ons tot niks in staat nie. Ons weet dit. Dit wat ons weet oor hierdie lewe en waaroor die lewe regtig gaan, is dit wat U vir ons geopenbaar het. U maak vir ons dit oop deur die woord wat vir ons gegee is. U wys vir ons waaroor ons hier is, hoekom ons geskaap is, wat in die wêreld moet gebeur. Alles openbaringe vanuit U woord. En ons sal vanmôre weer sien as ons hier in Openbaring 10 besig is, dat dit ons verstand te bowe gaan. U almag en U heerlikheid en U majesteit en U grootheid is so ver bo ons dat ons eintlik nie weet hoe om dit eers te begin te verstaan. Daar is maar stukkies wat U vir ons openbaar, sodat ons iets daarvan kan beleef. En ons sien uit daarna om eendag saam met U die ewigheid in te gaan en hierdie dinge ten volle te verstaan. Ons weet dat nou kyk ons na die wêreld en dit is vir ons soos 'n spieël, 'n dowwe spieël. Ons verstaan nie alles nie, maar eendag sal hierdie dinge vir ons helder word. Intussen het ons in ons menslikheid hierdie geneigtheid om nou self te wil probeer en self dit te doen en self dat te doen. Die Here gee dat ons ook ons vertrou op U sal plaas. Gee dat ons in ons self sal rustigheid kry. Ons sal besef, dis nie in ons hande nie. U is in beheer. En U sorg. En U plan sal uitgevoer word. Here, en daarom as ons dan hier by mekaar is, as gelowiges, loof en prys ons U vir hierdie waarheid, om te weet, dis nie uit myself nie. Dis nie ek wat iets moet doen nie. Maar ons wag in genade op U. En U werk in ons en deur ons, maar U alleen is ons verlosser en zaligmaker. Here, wanneer ons dan deur hierdie boek van Openbaring werk, is ons gebed dat U ook vir ons sal helderheid van verstand gee, dat ons hierdie dinge sal hoor en sal verstaan wat daar staan. Wil U dan ook nou deur die Gees in elkeen van ons werk? Wil U dit vir ons oopbreek, sodat ons dit sal ook gaan doen wat U van ons vra? Ons bid hierdie dinge in Jesus Christus naam alleen. Amen. Geliefdes, ek gaan voort uit die reeks hier. Ek sal nou onthou dat ons eintlik baie lank terug by Openbaring stil gestaan het. Die reëling is eintlik dat ons elke tweede week uit Openbaring sal preek. Want jy sal nou hoor, die van die wat daar nou besoekers is of daar nou nog nie deel was van die gemeente nie. Hierdie is 'n anderste tipe preek. Dis nie die normale nie. Ons gaan redelik vers vir vers deur die gedeelte en probeer verstaan wat die beelde is, sodat as ons weer na die boek gaan kyk en sy geheel beeld, dan maak dit vir ons 'n bietjie meer sin. En die huiswerk natuurlik vir die gemeente is, jy moet voortdurend die boek lees, oor en oor en oor, sodat hierdie goed vasgelê kan word, sodat jy in die toekoms weer daarna kan kyk en sal verstaan wat aangaan. Maar daar was nou 'n klomp vakansie daar, en die dominee was alweer op verlof, en al die goedjies het gebeur, met die gevolg is ons het baie lanklaas by Openbaring stilgestaan. So ek wil net so vinnig voor ons saam lees, net so 1 of 2 goedjies vir u weer noem, dat u net weer op dieselfde bladsy kom, dat ons kan verstaan waaroor gaan die gedeelte wat ons gaan hanteer. U sal onthou dat daar in die boek Openbaring baie 7's is. Oral die 7 dit, die 7 dat, die 7 so, die 7 sis. En 7 is 'n baie prominente getal in Openbaring. 7 is die getal wat volledigheid aandui. Dis die volheid, alles insluitend. So as daar byvoorbeeld heel in die begin hoofstuk 2 en 3 aan die 7 gemeentes briewe geskryf word,
dan beteken dit, hierdie 7 gemeentes is simbolies van die hele kerk. Almal moet dit hoor. Dit sluit alles en almal in. Hier is die hele pakkie. Almal moet dit hoor. So dis wat 7 beteken. So oral waar ons 7 hoor, moet ons weet, dit is 'n vol pakkie. Nou in die middelste gedeelte van Openbaring, dis hier van hoofstuk 6 na hoofstuk 19 toe, kry ons 3 groot 7's. Dis die 7 seels wat oopgebreek word, en dan kry ons die 7 basyne wat blaas, en dan die laaste gedeelte gaan sien is daar 7 skale of 7 bakke uitgegooi word. En hierdie 3 7's vertel presies dieselfde ding. Dus het gaan oor dieselfde tydperk in die geskiedenis van die wêreld, en dis die tydperk van Jesus se hemelvaart tot met sy wederkoms. Hierdie tydperk word na gekyk, maar uit verskillende hoeke uit. Nou as 'n boek dit weer, kan jy weer daar 'n voorbeeld gee, dalk was jy dit vorige rond in die nie, as ek die boek vir jy so vashou, dan gaan ek vir jy vra, hoe lyk die boek? Dan gaan die mense aan hierdie kant van my sê, man, dit lyk na 'n rooi boek. En hierdie klomp gaan sê, nee wag, dis 'n rooi boek, maar daar's iets opgeskryf en daar's 'n embleem op. En Corlia sal sê, nee man, dis net 'n boek met wit blaaie. Want hang af van watter kant, vir my is dit net 'n rooi boek. Nou wie van ons is reg? Almal is reg. Maar dit hang af van watter kant af jy dit verkyk. En dis wat hierdie 3 dele is, hierdie 3 7's. Dit vat elke keer die wêreldgeskiedenis dieselfde goed, maar dit bekyk hom van 'n ander kant af. En so behoort ons dan, as ons dit na die groter prentjie kyk, sien ons wat is die plan van aksie, waarheen is ons op pad, en wat gaan gebeur. So baie mense het hierdie ding van, Openbaring is iets vir mense in die eindtyd, net voor die Here kom, hulle moet maar Openbaring lees, ons lees maar Matteus en Markus en al die ander. Dis glad nie die bedoeling. Dis juis vir ons, want dis die tyd waarin ons leef. Want nou as die Bybel sê, in die laaste dae, dan beteken dit die dae wat ons nou leef. Dis die tyd van die hemelvaart na die wederkoms. Dis ons tyd. En hierdie goed wat beskryf word, gebeur oor en oor en oor en oor, maar dit word net al hoe erger, dit intensifiseer, soos wat ons nader kom in die eindtyd. Soos ons hierdie goed sien, en ons gaan nou vanmôre weer kyk na die trompette wat blaas. Daar's hongersnood en oorlog, en al die goed dis goed wat nog altyd gebeur, maar dit begin al hoe erger en erger en erger raak, soos wat ons nader in die eindtyd kom. So dit moet ons in gedagte hou. En dis hoekom die boek hier opgeteken is juist vir ons 'n troos. As dit begin rof gaan, as die wêreld deur mekaar raak, as almal sê, hier is die einde nou, wat maak ons nou? Dan moet jy Openbaring toe gaan, en dan, dit bring vir jou troos. Dis daar om juist vir ons rustigheid te gee. 'n Laaste dingetjie net voor ons begin lees, jy sal sien, dis maar net iets wat ek wil uitwys, want daar's 'n rede daarvoor, ons sal weer daarna kyk. Hierdie 3 7's, die seels wat oopgemaak word, die trompette wat blaas, en die skale wat uitgegooi word, het 'n vaste patroon. Die eerste 4 gaan altyd saam, dan kom die volgende 3, maar die eerste 4 is 'n groepie, dan is 5, 6, en dan altyd, gaan kyk maar by al 3 van hierdie, is daar 'n gapingkie tussen nommer 6 en 7. Die van die wat hier was toe ons die seels hanteer het, sal onthou, voor die laaste seël oopgaan, dan is daar 'n halfuur stilte in die hemel, dis asof die wêreld hulle asem ophou, so, wat gaan nou gebeur? Wat gebeur as die laaste een oopgemaak word? Wat gaan gebeur as die oordeelsdag kom? En dis elke keer dieselfde patroon. En ons is vanoggend juis by daai stukkie. Ons is nou by die tweede 7, dit is die 7 trompette of die 7 basyne wat blaas, en ons staan nou tussen nommer 6 en 7, en hier is so 'n gapingkie wat nou gegee word, en is so asof die wêreld asem ophou van, maar hoe nou, wat nou? Dis chaos, wat nou? Wat gaan volgende gebeur? En dis waar ons dan nou is. Nou kom ons lees eers die teks saam, en dan sal ons 'n bietjie kyk meer in besonderhede na die teks self. Openbaring hoofstuk 10. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitgeroep het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skryf, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. En die engel, wat ek op die see en op die land sien staan
het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het, wat daarin is, en die aarde, en wat daarin is, en die see, en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar, in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek het gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en die land staan. En ek het na die engel gegaan en dan nog gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefdes, ek gaan hier vooraf net sê wat is die breë trekke van die teks, dan gaan ons in fynere detail daaraan gaan. Dit gaan hier oor 4 dinge. Die eerste 2 verse sien ons die heerlikheid van God. Het gaan oor God is in beheer. Dit is hierdie almagtige God wat vir ons hierdie beeld gee. Hy is in beheer van die situasie. Vers 1 en 2. Dan word daar oordeel aangekondig, die oordeel oor die wêreld kom, vers 3 en 4. Dan was daar 'n waarskuwing aan die mense, sê die tyd raak nou min, dis vers 5 tot 7, en dan is daar 'n opdrag aan die wêreld. Nou moet ons iets gaan doen. So God wat in beheer is van alle dinge, sê die oordeel kom, hy waarsku die tyd is min, en hy sê wat moet julle gaan doen. Dis waar die teks gaan. Nou kom ons kyk dan so 'n bietjie meer in besonderhede. Vers 1 en 2 begin ons by die gedagte dat God is in beheer. Ek lees dit weer vir ons. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur, en in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. Nou in vers 1 begin hy sê, ek sien 'n ander engel wat uit die hemel uit neerdal. Die feit dat daar 'n ander engel is, beteken daar moes al een gewees het, en dalk het jy al vergeet van hom as jy hier was, want dit is lang terug, maar die ander engel, die eerste engel lees jy van in Openbaring 5 vers 2. So daar was, toe die seels oopgebreek is, was daar ook 'n sterk engel, en nou sê hy, ek sien nou 'n ander een, so hier is nou 'n ander engel wat nou verskyn. En ons moet onthou dat Openbaring is beelde wat gebruik word, ons noem dit apokaliptiese taal, die groot woord daarvoor. Dis 'n skryfstyl waarin iets uitgebeeld word deur simboliek en getalle en ag, jy weet nou al, dit is nie 'n maklike boek om te lees nie. Maar die Here gebruik juis hierdie beelde vanuit die Ou Testament gewoonlik, meeste van dit kom uit die Ou Testament uit, want die mense van daai tyd het dit verstaan. Hulle het die Ou Testament geken. So vir hulle, as hulle hierdie goed sou hoor, dan sou dit gewees het, ja, ons weet, dit verwys na dit en dit verwys na dat, want hulle het die Ou Testament geken. Ons ken nie ons Ou Testament so goed nie, en daarom as ons hierdie goed hoor, dan is dit, wat op dis aarde gaan hier aan, ons kan nie kop of ster uitmaak oor wat hier in hierdie gedeelte staan. Maar God gebruik beelde, hy probeer wys wat dit beteken. Hy begin daar en hy sê, in die eerste plek is hierdie engel bekleed met 'n wolk. Nou in die Ou Testament, as jy bietjie gaan krap en jy gaan soek vir dieselfde frase en dieselfde gedagte, dan kom by jou op daai gedeeltes van Exodus. Want hy was toe Moses die volk uit die Egipte land uitgelei het, deur die Rooi See en die woestyn deur tot by die beloofde land. Wat is die dag by hulle gewees? 'n Wolk. Die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag. En dis dieselfde woord wat hy gebruik, dis dieselfde gedagte. Dit wys op God se nabyheid, sy heerlikheid. God is hier, hy's by sy mense, hy's nie daar ver nie. So dis die eerste ding wat hy sien. God stuur hierdie engel na die wêreld en sê, maar ek sien, net soos die wolkkolom by hulle was, is nog steeds hier, al die tyd. In die tweede plek sê hy het 'n reënboog oor sy kop. Nou in Openbaring 4 word daar ook gepraat van 'n reënboog. In Openbaring 4 is dit die gedeelte wat gaan oor die hemel wat oopgaan, en Johannes sien wat gaan in die hemel aan. Dan sê hy, bo oor God se troon is daar 'n reënboog. En waarna verwys die reënboog?
Weer terug na die Ou Testament. Nou ons vir Noag in die ark, toe hulle uit die ark uitklim, toe gee God ons die reënboog. Dis 'n teken van sy verbond. Ek is verbind aan julle. Ek het 'n ooreenkoms met julle. Julle is my kinders. Ek sê God vir julle en julle is my kinders. Dis wat die reënboog simboliseer. So hier kom hierdie engel, gestuurde van die Here, in 'n wolk, nabyheid van God. En hy sê, ek is verbind aan my kinders. Julle is nie alleen nie. Julle gaan nie alleen deur hierdie wêreld. Sy aangesig is soos die son, wat wys op heiligheid, heerlikheid. Ons sien dit in Matteus 17 ook. Is dieselfde gedagte, iets van God se heiligheid en sy heerlikheid wat openbaar word. Sy voete is soos pilare van vuur. Dis 'n teken van oordeel. Onthou in Openbaring 1 vers 15 word Jesus beskryf en dan word in dieselfde gedagte gegee. Sy voete is soos 'n blinkkoper wat gloei in 'n oond. Dit wys op oordeel. Hy trap al die ongeregtigheid uit. Hy maak skoon. So dis alles hierdie beeld van hierdie almag van die Here wat deur hierdie engel uitgestraal word na die wêreld. Dis hierdie kragtige, almagtige God wat sy engel stuur na hierdie wêreld. Nou hoekom sal dit nou belangrik wees dat die Here dit hier in hierdie gedeelte van teks sit? Nou moet ons weer die konteks onthou. Wat is besig om te gebeur? Ons is besig met die 7 basyne wat blaas, of die 7 trompette wat blaas. Die 7 trompette sê vir ons wat gebeur in die wêreld. As die eerste trompet blaas, dan het ons gesien is daar hongersnood. En dit word al hoe erger en erger. Mense sal dink hongersnood raak beter in die wêreld waarin ons leef met tegnologie en. Maar dit doen nie. Elke jaar is daar meer mense wat doodgaan van hongersnood. Dit raak erger. En dis wat die teks sê, dit gaan al hoe erger word. As die tweede trompet blaas, dan is daar magte wat val, konings. En as konings val, dan beïnvloed dit ons. Want dit raak ons sak. Want ons het al gesien met die oorlog daarbo in Rusland en Oekraïne, daar's 'n oomblik as daar oorlog is, dan is daar skaarste by ons. En nou kry die wêreld swaar. Dis wat gaan gebeur. Dit gaan al hoe meer en meer gebeur. As die derde engel kom, dan is daar lyding en bitterheid. Sien hierdie goed spoel uit. Ons kry swaar. En mense raak bitter. Die vierde ding, daar's 'n geestelike afvalligheid. Nou is dit 'n ding van nou skarrel ons, want waar is die Here dan nou? En mense gryp na grashalms en hulle weet nie watter kant toe nie. Dis alles die gevolg van die eindtyd wat nader kom. Die 5de en die 6de trompet wys op die selfde gebeure. Dit gaan oor die Satan wat losgelaat word. Die van julle wat hier was, onthou die beeld wat gebruik word. Die Satan val op die aarde en dan klim hierdie klomp sprinkane. Die teks sê dis so sprinkane wat so uit 'n gat uitklim en oor die aarde gaan en alles opvreet. Dit wys eintlik na die demoniese magte. As die Satan losgelaat word wat hy nou is, dan kom hierdie demoniese magte en hulle gaan oor die aarde en hulle tuister mense. En dis mos wat met ons ook nou gebeur. Ons word getuister deur die Satan en sy magte. Ons gaan deur swaar tye. Dis nie lekker nie. En dis in hierdie tyd, in hierdie visioen, dat die Here sê, wag, kom ek wys net eers vir julle hierdie. En dan wys hy vir hom hierdie engel wat kom. Hierdie engel wat met mag en majesteit en heerlikheid verskyn vir ons gesê, maar God bly weer. Vers 2 sê, sy voet is op die see, en sy ander voet is op die land. Bedoelende, hy regeer oor als. Of het in die see is, en of het op die land is, hy bly in beheer van dit alles. Dis die beeld wat ons hier kry. Dis 'n boodskapper van die Here. En saam met dit is die gedagte natuurlik, as dit God se boodskapper is, wat so lyk, kan jy dink, hoe en wat se tipe God ons aanbid? Kan daar nog by jou enigstens twyfel wees oor of jy alright gaan wees? As dit die boodskapper van die Here is, dink net wat 'n wonderlike God ons aanbid. Dis die beeld wat hier geskep word. 'n God wat absoluut in beheer is, die almagtige wat alles beheer. Nou, ek het 'n prof gehad wat altyd gesê het, as jy dit nou weet, dan jy nou genoeg om deur te kom. Maar as jy nou 'n ekstra puntjie wil hê, as jy nou wil onderskeiding hê, dan kan jy nou hierdie bysit. Nou ek sit hierdie stukkie nou vir onderskeiding by, net omdat daarvan nie gaan wees wat dalk die vraag vra. Baie teoloë sê vandag, is dit nie Jesus wat self hier verskyn? Is dit nie maar Jesus nie? Ons sê nou dis 'n engel wat verskyn, maar in die Ou Testament word Jesus ook mos genoem die engel van die Here. En hy het ook die reënboog oor hom, en hy het ook die blink voete wat soos vuur is hierdie nie maar net Jesus Christus nie? En die antwoord is nee. Want ons sien dit in die teks, en dit kan ons nie sien in Afrikaans nie, want ons het nie die onderskeid nie. Daar staan in vers 1, ek het 'n ander engel gesien. Nou die woordjie ander hier, daar's 2 Griekse woorde wat gebruik kan word.
Die een wat hier gebruik word is alos. Alos beteken 'n ander een wat presies soos die vorige een is. Want ons weet daar was mos 'n vorige een in Hoofstuk 5 vers 2 het ek vir jou gesê, en daai engel was definitief nie Christus nie. So die teks hier sê vir ons, hierdie engel wat verskyn, is net soos daai vorige ene, en ons weet is nie Christus nie. As dit Christus was, sou die woordjie heteros gebruik het. Dis nog 'n woord wat gebruik word vir ander, maar dit wys op 'n ander tipe. So op grond van die teks weet ons dat dit nie Christus is nie, maar 'n engel van die Here. Maak nie eintlik regtig saak nie, want die beeld bly dieselfde. Dis God se heerlikheid wat geopenbaar word in 'n wêreld wat verward is, in 'n wêreld wat ten gronde gaan. Waartoe gaan ons? Wat moet ons doen? Verskyn die beeld. Ek is in beheer. Raak rustig. Dit moet gebeur. En dan kom die tweede deel. Dan word die oordeel aangekondig. Vers 3 en 4 sê, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitgeroep het, die 7 donderslare stemme laat hoor. En toe die 7 donderslare stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslare gespreek het, en skryf dit nie op nie. In die Ou Testament is daar 'n paar plekke wat praat van die leeu wat brul. God wat brul soos 'n leeu. Is altyd oordeel. Amos 1 vers 2, Joël 3 vers 16, Jeremia 25 vers 30. Daar's nog 'n paar ander ook. Altyd is dit 'n oordeel wat aangekondig word. Dieselfde met donderslag. In 1 Samuel 7 vers 10 staan daar dat God het die oordeel oor die Filistyne laat donder, soos donderweer. Dis 'n aankondiging van die oordeel, dan word hulle vernietig. Ons sien dit in Openbaring 6 vers 1 en 8 vers 5 het ons ook al daarby stilgestaan. Donderweer is altyd 'n teken van oordeel. So dit gaan hier oor die oordeel wat kom. En dan sê staan dit hier was 7 donderslae. Net as jy gesê 7 is 'n teken van alles omvattend, die volledige pakkie, die finaliteit. So dit gaan hier oor, hier word die laaste oordeel nou aangekondig. Wanneer die volgende engel gaan blaas, onthou ons is nou besig met die trompette wat blaas. As die volgende engel blaas, kom die finale oordeel oor hierdie wêreld. Dan is dit verby. Maar dan is nou iets interessant wat hier staan. Hier staan dat hy dit nie moet opskryf nie. Jy sal onthou heel in die begin, as die Here vir Johannes die visioen begin gee, en sê jy moet alles opskryf wat nou gaan gebeur. Dan sê dit vir die mense, waarsteen. En nou hier kom hy en dan sê hy, nou hoor hy die donderslae, die oordeel word aangekondig, die 7 donderslae, en hy sê, voor hy dit opskryf, hy sê, ek wil dit opskryf, toe sê die Here, wag, verseël die 7 donderslae, moenie sê wat dit, moet dit nie opskryf. Nou wat sê die 7 donderslae? Nee, ek weet nie. Dis nie aan my geopenbaar nie, ook aan julle nie, niemand van ons weet nie. En dit help ook nie ons spekuleer oor wat, dit kan dalk dit wees, dit kan dalk dit wees nie. Dit word nie vir ons gesê nie, daar's baie goed in die wêreld wat ons nie verstaan nie. Daar's goed wat ons net nie kan verklaar. God het gekies om sekere goed aan ons te openbaar, sekere goed is nie geopenbaar. Wat ons wel kan aflei is, hoekom die Here sê, dit moet nie geopenbaar word nie, en dit is omdat dit vreesaanjaend is. Dis te erg. Die oordeelsdag kan nie aan die mense beskryf nie, dis te erg, die torre sal afval, hulle sal dit nie kan hanteer nie. Dan laat dit jou nogal wonder oor, hoe gaan die oordeelsdag wees? Want as jy Openbaring lees, is jy 'n paar wille goed wat opgeteken is. En as hy dit mag opteken, maar hy mag nie die oordeelsdag opteken nie, dan sê dit vir ons, die wêreld weet nie wat gaan gebeur. Ons het nie 'n idee nie, ons het nie benul van hoe erg dit werklik waar sal wees as die oordeelsdag kom. Dan die volgende gedeelte gaan dan oor die tyd wat min raak. Vers 5 tot 7. En die engel wat ek op die land sien staan, het sy hand aan die hemel opgehef. Hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe. Dan staan daar, wat het hy gesweer? Sê dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dag van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die bassein sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos wat hy die profete dit verduidelik het. So die engel het die visioen, of Johannes het die visioen van die engel, aan die een kant staan hy met die boekrol wat oopgemaak is, die boekie, en dan staan daar, en dan steek hy sy hand op, bedoel in sy ander hand. Hy steek sy ander hand in die lug. Dis amper die beeld wat ons ook kry in die howe, as jy nou die flieks, weet, dis nie meer in Suid-Afrika, hoef jy nie meer te sweer, so ver as ek weet nie, dis 'n opsie. Ek sal met Tannie Charlotte na dit hoor of het so is.
Maar in die ou dae moes jy moet jou hand op die Bybel sit en jy moet sê, ek sweer, by die Here, nou praat ek die waarheid. Dis die beeld wat hy gegee word. Hy staan met die boekrol in sy hand, hy hef sy hand na die hemel op, want dis mos waar die Here woon. Hy roep as ware die Here as getuie en hy sê, nou praat ek die waarheid. Julle moet julle oor nou oopmaak, hierdie is waar. En dan sê hy, ek sweer by die Here, daar sal geen tyd meer wees nie. Wat beteken dit? Beteken daar is nie meer uitstel. Die oordeelsdag is nou hier. Die oordeelsdag sal kom, sal aanbreek. As die 7de engel blaas, dan is die oordeel daar. En baie van ons sit met hierdie vraag. Sê, hoekom is die Here so stil? Hoekom doen die Here niets? Ek meen, daar is plaasaanvalle, en daar is moorde, en daar is bedrog, en daar is verkrachtings, en daar is diefstal, en is al die vieslike goed, jy kan maar net die radio aansit hier rondom die nuus, en hoor jy wat alles in ons land in die gang is. Waar is die Here? Hoor hy dan nie, sien hy dan nie, hoekom doen hy dan niks nie, hoor hy nie ons gebede nie. En dis presies wat ons gesien het ook in Openbaring 6, vers 9 tot 11. Die martelare sit daar op die troon van die Here, en dan roep hulle uit, sê, Here, hoe lank nou nog? Wanneer gaan die kom? Wanneer gaan hierdie mense straf? Wanneer gaan hierdie ding reggestel word? En nou kom die engel, en hy sê, oordeel sal kom. Is uitgemaak, wanneer die 7de engel blaas, sal die oordeel kom. En kyk na die tekens, kyk na die hongersnood, kyk na die oorlog, kyk na die peste, kyk na die plaag, kyk na al die goed wat meer en meer, dit kom, en dit kom vinnig, dit kom al nader, maar dit kom. Dan sê hy in vers 7, dan is die verborgenheid van God volbring. Verborgenheid is die woordjie mysterium, waar die Engelse mysterious, is 'n mysterie, is 'n verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Die verborgenheid is, waar is God? Hoekom doen hy niks? Hoekom slaat hy nie die ou wat op die plaas aanval kom met 'n bliksemstraal dood nie? Hoekom daai ou wat bedrog pleeg daar in die kabinet, hoekom kry hy net 'n hartaanval en is verby nie? Die Here kan dit mos doen. Hoekom doen hy dit nou nie? Hoekom maak hy net alles reg nie? Dis die verborgenheid. Hoekom doen die Here dit nie? Maar hy sê, die dag wanneer die oordeelsdag aanbreek, dan sal ons verstaan hoekom nie. Dink so daaraan. In die Ou Testament het die profete geskryf. Hulle het gesê die Messias gaan kom. En hy gaan alles kom regmaak. Hy gaan hier tussen ons wees. Die mense het nie verstaan, hoe is dit moontlik? Hoe gaan God 'n mens word? Maak nie sin nie, kan nie, maar skryf neer, dis wat die Here sê. En toe word Jesus gebore. En toe het hy hierdie lewe geleef en hy het gesterf van die kruis en hy weer opgestaan uit die dood. En na dit toe sê almal, daar's dit nou, man. Nou maak dit sin. Nou kan ons die Ou Testament vat en ons kan verstaan wat dit beteken het. Nou het dit sin gemaak want dit is vir ons geopenbaar. Die mysterium is nou vir ons oopgebreek. En nou sit ons in dieselfde moeilikheid. Ons sit in 'n tyd waar ons leef waar al hierdie goed gebeur en ons verstaan nie hoekom dit gebeur nie. En wat die teks vir ons sê, weet jy wat, op die oordeelsdag sal ons sê, daar sê, nou maak dit sin. Dis hoekom God dit toegelaat het. Dis hoekom hierdie dinge gebeur het. Maar dit is die verborgene, dis die mysterium wat God laat oopmaak. En dan die laaste gedeeltjie gaan dan oor die opdrag wat uitgevoer moet word. Vers 8 tot 11, die stem wat ek in die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en hom gesê, geef my die boekie. Toe sê hy vir my, neem, eet dit op en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel wat uit en eet dit op. En in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Interessant, Johannes sien die visioen, maar hy moet ook deelneem. Hy moet nou na die engel toe gaan en sê, geef vir my die boekie. As hy die boekie dan vat, dan moet hy hom opeet. Nou, wat is die boekie? Die boekie is dieselfde geskrif wat in hoofstuk 6 en 7 oopgemaak is. Nou is daar was 'n rol wat toegemaak is, 'n boekrol, en hy was geseël met 7 seels. En elke keer as die seels oopgemaak het, dan daar iets gebeur, en nou is die boekrol oop. En nou sê hy, hier is 'n oop boek in die hand van hierdie engel. Dis dieselfde boek, dis die woord van God. En hy sê, jy moet dit nou eet. En dis 'n verwysing in die Ou Testament, Jesegiel 2 en 3. Jesegiel het opdrag gekry, hier is die boekrol, gaan eet die ding op. En dan skryf Jesegiel, toe ek hom geëet het, was dit vir my soet soos heuning in my mond. Dis 'n beeld om te sê, hy moet dit wat God geopenbaar het, moet hy inneem en deel van sy lewe maak. Om die
Om die woord te eet, beteken nie, ek lees gou 'n stukkie voor ek gaan lê, dan het ek daarom gesê, ek het daarom gelees vanaand. Ek het daarom by Bybelstudie uitgekom nie. Dis nie, dan eet jy nie die woord nie. Die woord te eet is 'n Bybelstudie, waar ek in diepte krap, en dit word deel van my lewe. Ek leef volgens die woord, en dis die gedagte. Hy eet die woord, dit word deel van hom. Waarom is dit soet? Want dit is 'n lekker boodskap. Nou Johannes sit met dieselfde moeilikheid as ons sit. Hulle word vervolg in daai tyd. Johannes is op die eiland Patmos omdat hy 'n Christen is. Hy is uitgewerp uit die samelewing. Hy het baie van sy mense wat hy ken, die kerkmense, is doodgemaak omdat hulle kinders van die Here is. En hy sit daar en hy vra ook, maar Here, wanneer gaan U nou alles kom regmaak? Wanneer kom U dit herstel? En dit is dieselfde met Esegiel. En Esegiel was ook hierdie krisistyd gewees, en hulle vra, maar wanneer gaan U dit nou kom regstel? En dan kom die woord van die Here en hy sê, dit breek aan, hier sit nou. Dan sê Esegiel, dit was vir my soet soos heuning, dit is lekker om te hoor. Maar dan sê hy ook, as die volk nie luister nie, is dit bitter. En dan gebruik Johannes hierdie beeld. Hy sê, dit is lekker te hoor, dit is wonderlik om te hoor, die oordeelsdag kom. Die Here gaan nou die goed kom regmaak. Daai plaasaanvallers, hulle sal gestraf word. Daai mense wat by jou gesteel het, hulle sal gestraf word. Hierdie goed wat nie reg is nie, dit sal reggestel word. Die oordeelsdag gaan kom. Die Here gaan dit regmaak. Sê het versoet toe ek het hoor, toe ek het, my mond sit het lekker, maar soos wat het afsak, raak het bitter. Want hy besef, wat is die gevolge daarvan? Selfs met my en jou. Ons dink in ons lewens nou en sê, ons kan nie wag vir die Here om te kom. Dink hoe lekker gaan dit wees. Klaar met hierdie gestoei van die lewe. As die Here nie by ons. Die Satan is oorwin. Die demone is oorwin. Daai goed waar jy elke dag oor jou bekommer, die kinders wat moet groot gemaak word, en die finansies en die begroting wat nie klop nie, en daai ou wat jou irriteer by die werk, en die baas wat nie regverdig is nie, al hierdie goed wat so swaar op jou druk, dis al hierdie goed wat uiteindelik sal wegwees, en ons gaan by die Here wees, en dit gaan hemels wees, al hierdie sleg gaan wegwees, maar by daai dag moet jy ook besef, is daar bloed, en trane, en toorn, en wraak, en oordeel, en hel. Ons as gelowiges kan verstaan waartoe Johannes gaan. Hy sê, dit is lekker, die seëninge van die Here is goed, dit is lekker om te hoor van vryheid, dit is lekker om te hoor van vrede, dit is lekker om te hoor van genade, dit is alles mooi soet, ons gaan eendag by die hemel wees, maar daar is ook bitterheid, want daar kom ook 'n oordeel oor die mensdom. En daarom sê in die laaste vers, hy het vir my gesê, jy moet gaan profeteer oor die volke, nasies, tale en konings. Beteken, wat hy doen, hy moet gaan vertel. Hy moet vir die mense gaan sê, gaan vertel vir die mense van die soet, maar vertel hulle ook van die bitter. Vertel hulle, daar is 'n hemel, maar daar is ook 'n hel. Daar is 'n oordeelsdag wat kom. En dis die opdrag. Gaan na die volke, tale, nasies, konings, almal, gaan vertel hulle wat gaan gebeur. Soos dan terugbring na ons eie omstandighede. Sit in dieselfde bootjie. Here, wanneer gaan dit verby? Hoe lank gaan ons nog sukkel? Hoe lank is ons nog vasgevang in hierdie gemors? Wanneer gaan ons uiteindelik verlos word? Wanneer kom die Here Jesus? En ons bid saam met die kerk van alle eeue, Here, kom tog gou. En dan gaan 'n dag kom. Hy gaan kom. En die sonde gaan ontroon word. En die Here gaan alles wat sleg is wegvat. Die Satan en sy demone gaan in die hel gegooi word. Ons gaan by die Here wees, ons gaan in die hemel wees. Ons het hierdie uitsien. Dis soet so stroop. Maar vir baie is dit ook 'n bittere dag vanaand. Daar's ook bitterheid in daai dag. Daar's sondaars wat gaan moet betaal. En dit is vir ons ook lekker op die tong, maar swaar op die maag, want dit is jou familie. Want dit is jou kind, en dit is jou pa, ma, en dit is jou broer of suster, en dit is jou vriende, wat die kerk verwerp het, en wat die rug op die Here gedraai het, wat nie meer met jou wil gesels oor kerk nie, en ons los dit nou maar van, ons het nie krag nie. Ons dit wat vir ons soet is in die mond, maar ons bitter maak op die maag, want daai mense moet weet, dit is nie maar op die laaste dag die Here sê, toe maar, dit is okay.
kom almal maar, ag nee, want ons gaan nou nie dit doen. Kom almal kan maar hemel toe gaan. Dit gaan gebeur. Dis hoekom die teks hier is. Want God is heilig. En daarom stuur hy hierdie magtige groot engel om te verskyn en sê, maar dis die realiteit. En ons moet wakker word, en ons moet dit gaan verkondig. Dis wat hy sê. Hy, as Johannes het dit ontvang, en hy sê dit nou vir my en jou vanmôre, en jy en ek nou ons moet dit gaan sê vir ons mense. Ons moet dit verkondig aan almal. Volke, tale, nasies, konings. Maak nie saak of dit jou baas is, en of jy nou klaas is, jy moet dit vir almal sê, want hulle moet dit hoor. Want as die 7de bassein geblaas het, dan is daar nog nie meer tyd nie. En dis ons roeping. Dis die opdrag. Kan nie sit en wag vir iets om te gebeur nie. Die visioen word gegee, hier op die nippertjie. Al hierdie goed gebeur, en dit gebeur. Hongersnood is daar. Oorlog is daar. Bitterheid en lyding is daar. Geestelike afvalligheid is daar. Die demoniese magte wat onder mense woeker is, dis alles daar. Ons is in die tyd. Ons beweeg baie vinnig nader na die eindtyd toe. Daar is nie meer tyd. En daarom kom hierdie oproep en sê, maar jy het 'n roeping as gelowige. Jy moet gaan om te verkondig aan alle volke, tale en nasies. Die tyd is my. Mag die Here ons daar help. Amen. Maar kom ons sit net so, dan sluit ons hier oop. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanmôre die woord kon open, dat ons ook ons roeping weer kon hoor en bevestig, dat dit is wat ons ook moet doen. Dat ons moet uitgaan aan 'n wêreld wat besig is om ten gronde te gaan verkondig dat U is in beheer en dat U uiteindelik sal kom en dat die oordeelsdag sal kom en dat ons moet gereed wees daarvoor. Here, ons dankie vir manne wat bereid is om hier in die kerk voor te vat en hierdie taak. Ons bid en besonder dan ook vir Wimpie en ook die ander kerkraadslede, maar ook elke gemeentelid, want elkeen van ons is profeet, priester en koning. Dat ons bereid sal wees om hierdie dinge te doen. Sterk ons en geef ons die krag, sodat ons medemens daar buite sal waarsku. Mag ons dus instrument in U hand wees om mense tot bekering te bring deur die werking van U Gees. Here, ons bid dat U ons hierin sal sterk elke dag, bemoedig ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.